Is daar nou klank? Daar sê. Goed, so julle het die goeie môre gemis. Dit is goeie naand. Vanoggend by Rosenheim toe sê oom Henny van der Walt uit my daar welkom geheet. En toe ek agter die kateder gaan staan, toe sê ek amper hartlik welkom elkeen van julle. En toe gelukkig het ek myself betyds gestop. Toe sê ek vir hulle, dis hoe mense gewoond raak aan die woorde wat jy nou maar elke dag gebruik en die ou uitdrukkings wat jy het, so dis lekker om welkom te wees. Maar vir julle kan ek nou weer sê hartlik welkom vanaand by wat dan nou ons eerste Pinksterbid-uur geleentheid is. Ons gaan besig wees van vanaand af tot donderdag aand toe. En ek is dankbaar as ek so sien hoeveel mense opgedaag het, so baie dankie daarvoor. En is regtig die gebed van my hart en my grootste wens dat ons omtrent hierdie hoeveelheid mense gaan bly tot aan die einde van die reeks toe. Geliefdes, julle kan vir my so lank oopmaak by Matteus 25. En terwyl julle so blaai na Matteus 25 toe, is daar net so een ding wat ek julle moet sê. Toe ek 'n student was, het 'n predikant vir ons gesê, die dag as jy nou in die bediening is, dan loop jy elke dag van die week met een vraag in jou kop rond, en dit is, waaroor preek ek Sondag? En ek het op daai stadium nou nogals nie te veel aandag geskenk aan die ding wat daardie dominee vir my gesê het nie, totdat ek in die bediening beland het en toe kom ek agteroor genigtig. Dit is regtig, as jou oë in die oggend oopgaan, dan begin jy al te wonder waaroor preek ek Sondag, en dit bly by jou totdat jy klaar geskryf het aan die preek, en as daar nog genoeg tyd is vir die res van die week, dan begin jy al jouself te vra, okay, waaroor gaan ek volgende Sondag nou preek? En as daar nou 'n week van gebed of 'n Pinksterweek kom, dan kan julle nou verstaan, is die vraag 10 keer groter. Waaroor gaan ek preek vir 4 aande agter mekaar? En gelukkig het ek 'n paar boeke daar op 'n rak, en daar's 'n boek op my rak wat geskryf is in 1976 deur dominee Jan Hannekom. En die titel van die boek is Omdat julle die uur nie weet nie. En in die boek hanteer hy Matteus 25 vers 1 tot 13. En in 13, ek wil amper sê Bybelstudies, preke, hoofstukke, ek weet nie wat om dit te noem nie, bespreek hy hoofstuk vir hoofstuk vir hoofstuk, en so gaan hy aan. En so het ek nou maar met oom Jan Hannekom gaan sit, en ek het begin tik, en ek het by die oom afgeskryf. En soos wat ek met die werkry aangegaan het, toe sê ek vir myself, maar jy weet, dis Pinkster. Ergens hoop ek kom ons by die Heilige Gees uit. En die dag toe ek besig is met die laaste dag se voorbereidings, met ander woorde die 4de punt in sy boekie in, toe kom ons by die Heilige Gees uit, en ek sien daarin 'n groot stuk voorsienigheid. So byt vas, ek dink dit gaan 'n mooi week wees, en soos ek nou reeds gesê het, ek hoop regtig om julle elkeen hier te sien tot die einde van die week toe. Ons gaan lees uit Matteus 25 uit, vers 1 tot vers 13. Voordat ons gaan lees, sal ek vir ons voorgaan met gebed. En as ek klaar gebid het, dan sal die orgel vir ons begin speel, en dan sing ons lied 442, soms so sittende as 'n gebed. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. En ons sing daarvan vers 1 en 2, dan nou sittende as 'n gebed. Maar eers kom ons sluit ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons dank U vir U goedheid en U liefde en die genade wat U aan ons betoon. Here, ek dank U dat ons vanaand by mekaar mag wees. Here, dat ons op hierdie manier meer van U kan leer. Dat ons op hierdie manier meer van onsself kan leer. En Here, dat ons op hierdie manier
U kan verheerlik deur elke aand saam te kan sing en saam te kan bid en na U woord te kan luister. Here, ons dankie vir hierdie gawe. En daarom, Here, is dit my gebed dat U hierdie week sal gebruik om 'n groot indruk op ons elkeen te maak wat dit bywoon. Here, ek bid dat U ons harte sal oopmaak vir die woord, dat ons waarlik ontvanklik sal wees. En Here, dat ons op die einde van die dag, aan die einde van hierdie week, met soveel meer begrip deur die lewe kan gaan as waarmee ons nou deur die lewe gaan. En dat ons U daarvoor sal verheerlik. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Breek die woord vir my, Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, leer my, lei my, Gees van God kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot die eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my, Gees van God vul my al meer, vorm my tot die eer. Matteus 25 vers 1. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie-inhouers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Ons teksverse vir vanaand is vers 1. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. En vers 13, waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Ons lees tot sover. Laat die wat oor het om te hoor luister na die woord van die Here.
wat u vanaand basies gaan hoor, is u gaan 'n paar sleutels kry waarmee ons die teks vir die res van die week mee gaan oopsluit. So vanaand is regtig 'n inleidende aand of 'n inleidende boodskap, maar voordat u nou hier sit en sê, goed, dit klink nou soos 'n lesing wat die man gaan gee, dit klink vervelig, aan die einde dan is daar tog 'n groot appel waarna ons elkeen kan luister. Nou, geliefdes, in enige dorpie in Palestina was 'n troue 'n baie groot gebeurtenis. Die hele gemeenskap het gekom om fees te vier en om te deel in die vreugde van die bruidspaar. Daar is 'n ou Joodse gesegde wat sê almal van 6 tot 60 sal in die huweliksoptog volg. Selfs die strengste ou rabbies het die toegewing gemaak dat 'n mens die studie van die wet vir 'n tydjie lank mag afskeep om 'n huweliksfees by te woon. Tydens so 'n huweliksfees het die bruidegom sy vriende gehad wat hom bygestaan het. Hulle was amper soos wat ons trooijonkers vandag is, maar daar was baie meer van hulle. Daar was gewoonlik 10 en selfs nog meer. Dink sommer net aan Simson, hy het 30 vriende in sy gevolg gehad, lees ons in Rigters 14. So het die bruid ook dan nou haar vriendinne of strooimeisies gehad wat haar bygestaan het in daardie week van die troue. Nou, as ek myself net vir 'n oomblik kan onderbreek, ek het dit al beleef, by deesdae se troues is daar verskriklik baie strooijonkers en strooimeisies. En as jy die predikant is wat daardie klomp mense trou, dis eintlik net 2 mense wat jy trou, maar hulle staan jou so toe. Ek raak gewoonlik benoud. So ek sê voor die tyd hulle kan maar gaan sit en ek het al 'n paar van die bruidegomme gevra of is hulle bang om te trou dat hulle so baie vriende saambring wat hulle hande moet vashou. So dit is maar basies hoe dit vandag is, so was dit daardie tyd in die sin dat jy jou vriende gehad het wat deel was van jou gevolg. Nou, in die week van die troue het die vriendinne of die strooimeisies van die bruid na haar huis toe gegaan. Sy sou waarskynlik op daai stadium nog by haar ouers gebly het. En hulle sou haar daar gehelp het om voor te berei. So hulle het nou gekyk dat sy gemake-up is en dat die hare gedoen is en die hare reg lê en die klere mooi aangetrek is en alles. En hierna het hulle uitgegaan om die bruidegom en sy gevolg langs die pad in te wag. Die gebruik was dat die bruidegom en sy gevolg in 'n optog geloop het na die huis van die bruid se ouers om haar te gaan haal. Hierdie hele optog het begin by die bruidegom se huis. En onthou nou die bruidegom is die een wat van die dag af wat hy verloof raak aan die meisie, begin hy 'n huis te bou en hy begin die huis aan mekaar te sit. Weet, verf dit al die klere wat sy dit wil hê en sit die airconditioners in en yskaste en al daai goeders. Hy doen dit. En die dag as die huis klaar is, dan kan die troue plaasvind. So van daardie huis af loop hy saam met sy vriende dan nou na die bruid se ouers huis toe, na sy skoonma se huis toe en daar gaan hy haar dan nou haal. En van daar af is hulle dan nou terug na die huis toe, wat voorberei is deur die bruidegom vir sy bruid. Maar hulle sou met die langste moontlike ompad na daardie huis toe geloop het. Met die uitsluitlike doel dat hulle by soveel as moontlik mense van die gemeenskap verby kon gaan, dat die hulle kon gelukwens en vir hulle seënwense gee. Dan het hulle by die huis aangekom. En daar is dan nou fees gevier en die huwelik is daar bevestig. Nou geliefdes, in daardie tyd het pas getroudes nie soos ons vandag weggegaan met witbrood nie. Hulle het by die huis gebly vir
die hele week, want vir die hele week lank is daar fees gehou. Die bruid en die bruidegom, hulle is in daardie week soos 'n prins en 'n prinses behandel, en u kan net dink dat dit 'n baie belangrike en 'n baie spesiale week in mense se lewens was. Hulle het daardie week deurgebring saam met hulle familielede en saam met uitgesoekte vriende, en as ek die storie so mooi hoor, dan was eintlik die hele gemeenskap betrokke by so 'n bruilofsfees. En geliefdes, in die gelykenis van Jesus het die dwaase meisies nie net die seremonie misgeloop nie, maar hulle is ook uitgesluit van die fees daarna, omdat hulle nie voorbereid was nie en te laat opgedaag het. Nou met die oog op hierdie preek en vir die week wat voor ons lê, is daar 'n paar interessante dinge waarvan ons moet weet. Die eerste ding gaan oor die optog self, die optog van die bruidegom en sy klomp vriende na sy skoonma se huis om die bruid te gaan haal en terug. So 'n optog het altyd in die aand plaasgevind. En om daardie eenvoudige rede is niemand toegelaat om aan die optog deel te neem as hy of sy nie 'n lamp gehad het nie. Vir iemand om deel te wou wees van daardie optog sonder 'n lamp sou vir hierdie bruid en bruidegom as 'n belediging beskou kon word. Die tweede ding wat ons moet onthou is dat niemand het presies geweet wanneer die bruidegom en sy vriende sou opdaag nie. En hierdie gaan nou vir die snaaks klink, maar dink net gou terug aan 'n wêreld waar daar nie televisie is nie, en 'n wêreld waar daar nie selfone en rekenaars en Facebook en tafeltennis en wat ook al is, daar's geen vermaak nie. So, dis die wêreld waarin dit plaasvind. So die enigste vermaak waarmee hierdie ouens vorendag kon kom, was om op die onmoontlikste tyd daarop te daag, om almal half skrik te maak en te verras. Dit was deel van die pret. Hoe snaakser die uur was en hoe meer onverwags die tyd was wat die bruidegom daar opgedaag het, hoe beter. Maar die bruidegom het een vereiste gehad waaraan hy moes voldoen. Hy moes iemand gehad het wat vooruit geloop het en wat geroep het, hier kom die bruidegom, hier kom die bruidegom. En ons hoor dit so mooi in ons gelykenis in vers 6, in die middel van die nag was daar geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Dit kon, soos ek nou reeds gesê het, enige tyd van die dag of die nag gebeur het, en dan moes die bruid en haar vriendinne gereed wees. Ek sê weer wat ek vanoggend vir die ooms gesê het by Rosenheim, ergens het die mans die pad byster geraak, want vandag is dit ons wat wag, en is die bruide wat ons verras met wanneer hulle eendag daar opdaag. En wanneer die bruidegom uiteindelik opgedaag het, het hy sy bruid huis toe geneem en dan is die deure gesluit. En soos ons nou kan hoor ook in die gelykenis, laatkommers is nie toegelaat nie. Die bruidspaar se gaste, hulle moes eenvoudig net gereed wees. Nou geliefdes, om die boodskap van Jesus se gelykenis te verstaan, is daar so 'n paar vrae waarop ons moet antwoorde te kry. En weer eens beskou dit ook in die lig van wat ons die res van die week gaan doen. Ons gaan die hele week besig wees met die gelykenis. So hierdie goeders is belangrik nie net vir nou nie, maar ook vir die res van die week. Een van die redes hoekom ek so lief is vir oom Jan Hannekom en sy boekies, is in die teologie het ons 'n beginsel wat sê, skrif verklaar skrif. Met ander woorde, as ek in hierdie een konteks 'n woord kry wat ek nie verstaan, hoekom word daar so van hierdie of hierdie woord gebruik nie, dan beteken dit ek moet elders in die Bybel gaan soek waar hierdie woord ook gebruik word om vir my idee te gee waarvan praat die skrywer aan die kant. En oom Jan Hannekom gebruik hierdie manier par excellence, en dis hoekom ek so geniet om hom te lees. En julle gaan nou mooi presies hoor waarvan praat ons, of waarvan praat ek.
Die eerste vraag wat ons vir mekaar gaan moet vra is, wie is die bruidegom? Jesus vertel nou 'n gelykenis, daar's 'n bruidegom wat op pad is. Wie is die bruidegom? Nou hier is geen moeilike vraag om te beantwoord nie, aangesien die Here Jesus self die antwoord gee. In Lukas 5 vers 33 tot 35 staan daar: Die mense sê toe vir Jesus, die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye, en so ook die volgelinge van die Fariseërs. En u disippels, hulle eet en drink maar. Hoe werk dit? Toe sê Jesus vir hulle, kan julle dan die bruilofsgaste laat vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan in daardie dae sal hulle vas. Wie is die bruidegom? Teks, skrif verklaar, skrif, Christus is die bruidegom. Christus is die bruidegom en sy disippels, kan ons sê, is die bruilofsgaste. Nou net so interessant, in Johannes 3 vers 29, is dit 29 of 19, ek dink dit is 29, dan sê Johannes die doper, hy is maar eintlik net soos die strooijonker, en die bruidegom is nou hier, en daarom is hy verskriklik bly en opgewonde. So weer eens skrif verklaar skrif, die bruidegom is Christus wat kom. Dan sou die volgende vraag nou natuurlik wees, maar wie is die bruid? Die bruid is Christus se kerk op aarde. Daar staan in Openbaring 21 vers 2 die volgende: En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 9 sê, toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste plaag was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, en ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. En dan volg daar die beskrywing van die nuwe Jerusalem, wat niks anders as die kerk van die Here Jesus is, die stad vol verlostes. So dis die bruid, dis die kerk. Ons sal nou kan vra, wat is dan die bruilof? Daarvan lees ons ook in Openbaring. Openbaring 19 vers 6 tot 8. Prys die Here, die Here ons God, die almagtige heers, nou as koning, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Wat is die bruilof? Die bruilof is die dag wanneer Christus weer sal terugkom na hierdie aarde toe om sy bruid, die kerk, te kom haal. As 'n belangrike woordjie in ons teksgedeelte wat dit bevestig. In Matteus 25 vers 1 waar ons begin het, begin die perikoop met die woord dan. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Dan. Waarna verwys daardie dan? Nou, dit is 'n voegwoord om wat volg te verbind aan dit wat vooraf gegaan het. En daardie selfde woordjie dan vind ons oral in die vorige hoofstuk Matteus 24. Waar die Here Jesus besig is om een groot gebeurtenis te beskryf en die dan verwys daarna heen. In Matteus 24 vers 30 staan daar: Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslaaf wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Geliefdes, as die Bybel praat van die bruilof van die lam,
as Jesus in sy gelykenis praat van, daar was eendag 'n bruilof en daar was 10 meisies en hulle het gewag vir die bruidegom, dan praat die Bybel van die wederkoms van Christus. Dit is wanneer die Here Jesus wat eenmaal gekom het om gekruisig te word, weer na hierdie aarde toe sal kom, die keer om gekroon te word. Dan kom hy die kerk, almal wat in hom glo haal, om hulle in heerlikheid saam met hom te neem. Dis die bruilof. Nou wie is die 10 meisies? Die 10 meisies wat hulle lampe neem en uitgaan om die bruidegom te gaan ontmoet, hulle is die bruid se vriendinne. Met ander woorde, hulle weet die bruidegom is op pad, hulle weet hierdie bruid is wat onderstel om te trou nou een of ander tyd. So, dis mense wat weet, daar's die Here Jesus, en daar is 'n wederkoms wat gaan plaasvind. Hierdie 10 meisies is hulle wat aanspraak maak op 'n bepaalde verbondenheid aan die bruid. Hulle kom regtig om onder haar vriendinne getel te word. Hierdie 10 meisies wil graag saam met haar deel in die vreugde van die bruilof. Liefdes, die 10 meisies in die gelykenis is almal wat hulle self identifiseer as lidmate van die kerk van Jesus Christus. Wie is dit? Dis ons wat hier sit. Dis ons wat saam in die erediens is. Dis almal wat die boodskap van die evangelie gehoor het. Dit is almal wat weet Christus kom terug. Alles wat ek tot nou toe gesê het, is die goed wat jy moet gaan onthou vir die res van die week. Maar kom by die appel, wat is die boodskap van die teks gedeelte van die preek? Die ding waaroor ons moet nadink vanaand. En dit is, die Here Jesus is op pad terug aarde toe. Ons het 'n paar dae gelede Hemelvaart gehou. En met Hemelvaart herdenk ons die feit dat die Here Jesus terug is na die Vader toe en wat beteken dit vir ons? Maar in 'n sekere sin is Jesus se Hemelvaart ook 'n oop einde. Want as hy teruggegaan het na die Vader toe, moet hy seker terugkom ook om ons te kom haal. En geliefdes, daardie wederkoms, dit sal die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld wees. Elkeen van ons sal hom ontmoet. Of ons nou wil of nie. Of ons nou in hom glo of nie. Ons gaan hom ontmoet en niemand van ons gaan daardie ontmoeting enigstens op enige manier kan vryspring nie. Iets van dit klink vreesaanjaend. Maar geliefdes, ons moet juis daarvoor gereed wees. Die Here kan enige oomblik kom en niemand van ons weet wanneer dit gaan wees nie. Ekskuus, ek wyk vir 'n oomblik van my notas af. Ek kan die 3 jare wat ek in my kop het uittrek
As een ergens in 'n koerant of in 'n tydskrif of in 'n dokumentêr sê hy het een of ander wiskundige som gaan maak of hy het op een of ander dokument afgekom of een of ander hierogliewe teen 'n muur ergens in Suid-Amerika gelees en die wêreld gaan eindig min of meer so in die jaar 2012. Ek wil my hare uit my kop uittrek, want die ergste van alles is nie dat daar mense is wat daardie nonsens kwyt raak nie, want hulle sal altyd daar wees, maar wat my wil gek maak is dat goeie gelowige mense daardie snert glo. Maar ja, die botter is klaar. Ek gaan nie koop nie, want dit gaan geldmors wees van die wêreld is volgende week. Ons kan deurgaan sonder botter tot dan. So het een van my ma se familielede geredeneer. Die huisgenoot het ergens iets gesê van die aarde gaan eindig. Ons weet nie wanneer die Here kom nie, of wat ons weet is hy kom. En daar is vir ons net een van twee alternatiewe. Net een van twee moontlikhede. Of ek ontmoet die Here Jesus by die kruis en daarna by sy wederkoms, of ek ontmoet die Here Jesus by sy wederkoms sonder dat ek hom ooit by die kruis weer ken nie. Hoor mooi. Of ek leer die Here Jesus nou al ken, en ek het nou al 'n verhouding met hom, en ek ontmoet hom dan op die dag wat hy terugkom, of miskien gaan ek dood voordat hy terugkom, maar ontmoet gaan ek hom ontmoet. Of ek gaan my lewe deur, sonder om te dink aan die Here, sonder om 'n verhouding met die Here te hê, en dan leer ek hom ken die dag van sy wederkoms, of die dag wat ek gesterf het. Geliefdes, elke vers in hierdie verhaal wat die Here Jesus vir ons vertel het, kom met 'n geweldige groot waarskuwing. Dit kom met 'n geweldige groot vraag, en dit is: ken jy die Here Jesus? Ken jy hom? En dis nie daai ken die Here soos, ja, ek het van hom gehoor en ek weet wat sy verhaal nie. Daai bietjie dieper kennis. Daai intieme kennis. Daardie verhouding. Ken ek hom? Die vraag wat logies seker uit daardie vraag uit sal vloei is die volgende vraag, en dit is ek werklik gereed om die Here te ontmoet? Ons kan mekaar nou hier ook aan die saap sis en vir mekaar sê, dis al 2000 jaar, die Here Jesus het nog nie gekom nie, so dit sal seker nie in my lewenstyd gebeur nie. Ons kan onsself op daardie manier ook rustig aan die slaap sis. Maar die Bybel leer vir ons, niemand weet wanneer dit gaan wees nie. Dit gaan onverwags gebeur. En soos ek nou gesê het, net omdat hy dalk nie hiernatoe kom nie, beteken nie jy word dalk vinniger aangestuur en hom toe nie. En daarom die vraag, is ek werklik gereed vir die oomblik wanneer ek hom gaan ontmoet en hy oor my gaan oordeel? Geliefdes, seker op die punt wat ek vanoggend by Rosenheim gesê het, ek hoop nie ek het almal nou verloor nie, en hulle moet asseblief tog tot donderdag toe bly kom, dat hulle ook weer rustigheid vir hulle siel kan kry. Maar geliefdes, daar is 10 meisies in hierdie gelykenis. As 10 meisies. 5 is verstandig. 5 is nie. 5 het olie.
5 het nie. 5 is gereed. 5 is nie. Vyf van hulle vier fees. 5 word uitgesluit. Vreesaanjaend, 5 van hulle sê die bruidegom, ek ken julle nie. 5 ken hy. Geliefdes, Christus se wederkoms, of dan nou my dood, beteken skeiding. 'n finale en 'n onherroepelike skeiding tussen verlostes en mense wat verlore is. Onder watter groep val u en ek? Onder watter groep gaan jy dan val as die bruidegom Jesus Christus weerkom? Dis 'n groot vraag. Dis dalk die belangrikste vraag wat ons onsself kan afvra. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, dankie vir hierdie woord. Here Jesus, dankie vir hierdie gelykenis wat u vertel het. 2000 jaar gelede, maar tog so relevant vir ons vandag. En Here, vanaand pleit ek hoofsaaklik vir 2 goed. In die eerste plek dat ons moeite sal doen met hierdie vraag. Dat ons eerlik en diep in onsself sal inkyk om hierdie vraag te beantwoord. En tweedens pleit ek, Here, dat u deur die werking van die Gees vir ons antwoord sal gee op daardie vraag. Here, wees met elkeen wat hier is vanaand. Neem ons veilig terug huis toe en bewaar ons deur die dag môre en so ook vir die hele week wat voor lê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons sluit af met lied 489, Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof, wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk, staan vastig, onbeweeglik sterk, vol ywer, altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, sy naam ter eer. Ons sing daarvan vers 1 en 2, dan kan jy so bly staan vir die seënbede en daarna sing ons die amen en dan het ek verstaan is die elkeen uitgenooi vir 'n koppie sop en 'n broodjie in die saal. So ons sien nou al 'n jaar lank uit om dit so te kan afkondig. Goed, kom ons staan en dan sluit ons af. Weer
ewiglik sterk, hy vir altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees sy naam ter eer. Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk, om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand, en doen jou woord altyd gestaan. Wil daarby rein en matig lewe, en wil die Here dat jy lei. O Christen, leer geduld daarby. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.